7 keer aangeval in 1 maand. Gesels bietjie oor die aanmelding van landelike sake en die dilemma wat ons mee sit met plaasaanvalle. Gebruik die model van Anton Swanepoel, soos wat berig is deur Marula Media, Vrydag 16 Augustus 2024. Die van julle wat die berig gelees het, sou gesien het dat die 16 Augustus vrygestel is. Nou, Anton Swanepoel is van die 18de Julie tot die 15 Augustus is hy 7 keer aangeval. Dit is bietjie baie. En my eerste vraag is, hoekom weet niemand niks daarvan nie? En dan die tweede vraag gaan ek nou by kom, maar om te kyk na die berig self, julle sal my saamstem dat daar ongelooflik baie details in hierdie berig vervat is. En ons gaan weer 'n paar van die details gaan bietjie uitlig en dan kyk na hoe hierdie ding geeskaleer het. Daar was geen vasgestelde tyd gewees vir hierdie aanvalle nie. Hulle het ongekom daarson net wanneer hulle wil. En dit was hoofsaaklik deur die dag gewees. Die polisie, nadat Anton die verskeie sake gaan probeer lê, het die polisie gesê dit is nie plaasaanval nie, want niemand is beseer nie. Nou daarso is ook 'n paar goeders waarmee ek nie saamstem nie, so ons gaan nou 'n bietjie daarna kyk. En dan natuurlik die spekulasiefaktor, die ou wat op Facebook sit voor sy rekenaar of wat op sy foon sit en hierdie goeders sê, maar hierdie goeders moet stop. Ons besef nie altyd wat is die situasie op die grond hier, so is maklik vir ons om op sosiale media te sê, dit of dit moet gedoen word, of ons kan spekuleer, soos wat ek hier gesê het, die spekulasiefaktor, wat mense sê, die polisie self is betrokke, wat nie altyd die geval is nie. Daar is nog 'n element in ons blou magte, wat regtig waar moeite doen. En ek het dit gesien die laaste paar weke met plaasaanvalle wat die proses het gekom tot by vonnisse. En dit is verblydend om te sien dat daar wel vonnisse is op plaasaanvalle. As ons gaan kyk na wat alles in die berig neergeskryf is, al die aantuigings wat gemaak is, al die spekulasie wat gemaak is, dan kan ons nie anders as om terug te gaan na die definisie wat volgens die landelike veiligheidsstrategie prioriteitskomitee, ek weet dit is 'n ongelooflike lang woord, daar gestel is om te definieer wat spesifieke plaasaanval is nie. Ek gaan dit vir julle lees, dit is in Engels. For the purpose of reporting acts of violence against persons living in rural areas, including farms and smallholdings, refer to acts aimed at persons residing in, working in, or visiting rural areas, whether the intent to murder, rape, rob, or inflict bodily harm. In addition, all acts of violence against the infrastructure and property in the rural community, which is aimed at disrupting farming or other commercial concerns, irrespective of whether motives are related to the commission of other crimes, ideology, land disputes, land issues, revenge, grievances, racist concerns, or intimidation, are included in these definitions. So dis 'n ongelooflike wye ding, en as jy hom wil uitmekaar uittrek, gaan jy rukkie lank besig wees. Maar kom ons kyk na die basiese goeders. En dan gaan ek nou vir julle in Afrikaans lees. Dit is vir die doel van aanmelding dade van geweld teenoor persone wat in landelike gebiede woon, met ander plaasboere, mense wat op plotte bly, mense wat in area bly op 'n plaas, met ander wat 'n bywoner is, of wat 'n plekkie hier op 'n plaas. En dit sluit natuurlik aan plase Kleinhoewe is in, en dit verwys na enige persoon wat werk of besoek. So as ek op 'n kontrakbasis in daardie area is en ek daar word mense leed teenoor my gepleeg, dan geld dit as 'n plaas gegradeer as 'n landelike aanval of 'n plaasaanvalle. As jy as 'n kuiergas beseer word of aangeval word of vermoor word op 'n plaas, dan tel dit as 'n plaasaanval, irrespectief of jy in Johannesburg bly of Kaapstad is en jy word op 'n plaas aan die kant Suidmansberg vermoor. So dit sluit in moord, verkrachting, roof, enige liggaamlike skade, met ander woorde mense leed, as ek 'n oorkoepelende term kan gebruik. Wat sluit die definisie in? Dit is alle dade van geweld teen die infrastruktuur en eiendom in die landelike gemeenskap
wat daarop gemik is om boerdery of ander kommersiële kwessies te ontwrig, ongeag of die motief verband hou met die pleging van ander misdaad, ideologie, gronddispute, grondkwessies, wraak, griewe, rassistiese bekommernisse of intimidasie. En dit word alles dan by hierdie definisie ingesluit. Nou, as ons kyk na die dade van geweld teen die infrastruktuur, dan kyk ons die eerste plek na brande. Hierdie brande wat op die oomblik woed, wat verlede jaar gewoed het, die helfte van die land aan die brand gesteek het. Dit beïnvloed die infrastruktuur van die plaas. En dit beïnvloed die kommersiële uitsette van die plaas. So, maar dis nie fisiese, ja, die brandstigting is daar so, maar daar is nie fisiese mense leed wat plaasvind nie. So, dan word 'n plaas wat afbrand as gevolg van brandstigting word daar nie as 'n plaasaanval gesien nie. Maar, veediefstal, mense het al met my gestry, maar gesê, veediefstal kan nie deurgaan as plaasaanval nie, maar dit kom neer op dieselfde ding, dit gaan oor die dade wat gepleeg word op landelike gebied. As jy nie vee het nie, dan kan jy nie boer nie. En dit gaan op die eiendom van die landelike gemeenskap, wat daarop gemik is om boerdery of kommersiële kwessies te ontwrig. So as jou vee gesteel word, dan ontwrig dit jou boerdery, want ek meen, waarmee gaan jy boer? En dan, kyk ons na enige ander goeders, wat in hierdie goeders ingesluit, met andere dan, 'n veediefstal is 'n plaasaanval. Maar ons skuif dit een kant, want daar's nie mense leed nie. Nou het ons 'n geval gehad in die Vrystaat 'n paar weke terug, wat 'n ouetjie van 'n GPF, hulle was op agter 'n klomp veediewe agterna gesit, hulle daar so die veld in die brand gesteek, en hulle die ouetjie van die GPF het hulle ongelukkig geskiet en hy is ongelukkig dood. So, waar begin 'n mens die lyn trek? So, en dan aan die einde van die dag, as twee broers mekaar met grawe doodslaan op 'n plaas, dan is dit nie 'n plaasaanval nie. As dit 'n man sy vrou slaan as gevolg van dat hy te veel brandewyn gedruk het, dan is dit nie 'n plaasaanval nie. Daai goeters word uitgesluit. Ek het gelede week die besonderhede van 'n plaasaanval bespreek met iemand wat in die sekuriteitsbedryf is, en ons het toevallig dan ook 'n aanval of 'n geval bespreek wat verband gehou het met hierdie plaasaanval. En hy het vir my duidelik uitgewys dat selfs in hulle bedryf sien hulle dit nie as 'n plaasaanval nie, maar 'n doodgewone huisroof, omdat daar nie die mense was nie by die huis gewees toe die vuurwapen fisies uit die huis het gesteel is nie, en daai vuurwapen is dan toe gebruik in die volgende plaasaanval, wat ons gesê, wat ons bespreek het. Dit word 'n plaasaanval sodra daar die potensiaal vir of mense leed wel plaasvind. Sodra daar potensiaal is. Met ander woorde, as daar mense op die plaas is en daar is 'n aanval, al word daar die mense niks aangedoen nie, dit is nog steeds 'n plaasaanval, want die potensiaal vir mense leed is wel daar so, en dan meeste van die tyd vind mense leed wel plaas. As ons kyk na mense leed, persoon wat volgens die definisie geïntimideer is, fisies leed aangedoen is, en dit sluit vasbind, aangerand, verkrachting en moord ook in. Dan die ander aspek van plaasaanvalle is veediefstal. Ek het al baie gepraat daaroor, en baie mense het vir my gesê veediefstal is nie 'n plaasaanval nie. Maar tog, as jy na die definisie gaan kyk, dan sê jy sien, dit is, en soos wat ons ook alreeds bespreek het, dat die disruption of farming is. En as ons kyk na Marula se berig, dan kyk ons, dan sien ons, daar's 'n paar goeters. Daar's intimidasie gewees, daar's veediefstal gewees, daar's menseleed gewees. Al is daardie persoon nie fisies geslaan of die persoon is nog steeds vasgebind, so dit is menseleed. En daar's 'n baie ou definisie van aanraking. As jy aan iemand raak, dan kan dit gesien word as aanraking, maar dan gaan 'n ou die intensie van daardie aanraking ook deur 'n hele paar prosesse in die hof moet bewys. En hierdie goeders het herhaaldelik gebeur. Nie net een keer nie, dit was oor 'n tydperk van amper 'n maand, 4 weke, 18de Julie tot die 15de Augustus.
En daar was genoeg potensiaal gewees vir menseleed en daar was ook wel menseleed gewees. Mense is gedreig met 'n vuurwapen teen die kop. Mense is vasgebind. En daar is beloof, ons kom terug na hierdie plaas toe. Daardie intimidasie daarso, daardie intensie wat uitgespreek is. So, maar nou, hoekom hoor ons in die media niks hiervan nie? Hoekom het die polisie niks gedoen nie? Dit is baie vrae wat ons waarskynlik vir 'n ruk dalk nie antwoorde sal voorkry nie. En dan die redenasie van die SAP, dit is vir my totaal verregaande, want ek weet, jy kry tog opleiding in hierdie goeders om te weet wanneer is 'n plaasval of plaasaanval. Nie dat plaasaanvalle regtig waar baie airtime kry in ons huidige gemeenskaplike bestel nie, maar tog, dit is vrae wat gevra moet word. Nou hierso is op die skerm, so julle sien, is 2 oorkoepelende vrae. Wie steek wat weg? Is daar 'n nuwe agenda? En as ons kyk na ander vrae wat opgekom het, hoekom het die polisie tot dusver versuim om aan die Swanepoels se klagtes aandag te gee? Hoekom is daar nie vervolgingsaksie begin nie? Hoekom is daar nie sake opgemaak en ondersoeke begin nie? Hoekom nie? Daar het ons as 'n gemeenskap tog die reg tot vrae of tot antwoorde. Die ander ding is, omdat ek in die statistiese sy van landelike terreur is, of landelike veiligheid is, ek het nie geweet van die aanvalle nie. Ek is eerlik met julle. En ek het insaag op van my kollegas se statistieke. Hulle het ook nie geweet daarvan nie. So, die punt is, die gemeenskap het 'n reg om te weet wat aangaan. Hoekom is hierdie goeders nie na vore gebring nie? Wie het opdrag gegee dat die kaarte nader aan die bors gespeel word? En dit is spesifiek wat hier gebeur, en ons sien dit in baie aanvalle. Daar word informasie daar teruggehou, dit word vir jou bietjies gegee. Tot eers met dit, en die oomblik wat jy begin vra, dan loop jy jouself vas teen hierdie bureaukratiese muur, wat vir jou sê, maar ek kan dit nie vir jou gee nie, want dit gaan oor die Poppy Act. En ons moet hierdie mense se privaatheid beskerm. Maar het die gemeenskap nie 'n reg tot die waarheid nie. Nou daai ene. Dan natuurlik die gevaarlike aanname, en dit is iemand wat vir my gesê het, dis my siening en jy het nie beheer oor my nie. Ek antwoord aan niemand nie, en ek is bereid om hierdie vraag te vra. Hierdie persoon het my gesê, hoekom nou skielik, na die verkiesing, en die instelling van die GNU, word hierdie goeders skielik stilgemaak? Blyk dit dat plaasaanvalle skynbaar gestop het. Plaasaanvalle het nie gestop nie. Plaasaanvalle sal vir 'n ruk lank nie stop nie. Ek beloof julle, ek wil nie vir slegte nuus gee vandag nie, maar dit gaan vir 'n ruk lank gaan dit nie stop nie. Ons moet die vraag vra, wat is die agenda? Om aan die gemeenskap te bewys dat alles nou veilig is en dat alles onder beheer is? Nee, dit is nie. Om vir ons te sê, ons hoef nie meer bekommerd te wees oor waar die volgende sak meel of die volgende porsie vleis of waar die volgende melk of die volgende brood vandaan gaan kom nie? Antwoord jy vir my daai vraag. Wat dink jy is die agenda hierso? Los my enetjie daar in die kommentaarblok. Wat is jou opinie? Los 'n kommentaar hieronder. As jy weet van enige plaasaanval. Ek kry gewoonlik, as iemand op enige van my video's 'n comment los, dan kry ek onmiddellik 'n kennisgewing. So, as jy vir my wil langs die kant kontak, jy is meer as welkom. Ek gaan nie my telefoonnommer hê, daar is genoeg spasie vir jou om vir my te laat weet, hoor jy, hier was 'n plaasaanval, jy los jou kontakdetails en ek kontak jou,
namens die organisasie waarvoor ek werk en waarvoor ek hierdie statistieke insamel, en ons hou dit konfidensieel. Jy hoef nie te sê dat jy informant is oor landelike veiligheid nie. En ons behandel dit as konfidensieel en ons volg dit van daar af op. Ons gaan deur die verifieringsproses en ons teken dit aan as 'n statistiek en ons gebruik daardie statistiek om ons saak as 'n landelike gemeenskap te versterk met die owerhede wat veronderstel is om ons te beskerm. Gee maar daar 'n like, en as jy nog aangeteken het nie, teken maar aan, dat jy ingeskakel bly vir die volgende video. Volgende video gaan 'n bietjie anders lyk weer. Ek stuur maar die video's uit soos wat die informasie inkom. Maar as jy ingeteken is, dan beteken dit jy is ingeskakel, en as jy 'n kennisgewingkie kry, as jy natuurlik as jy die klokkie gelei het, dan kry jy 'n kennisgewingkie as die volgende video val. Mooi dag vir julle.